Vanaand se gaste is Benny van Sail, hy is hoofbestuurder by TLU Suid-Afrika en ook Willie Spies, direkteur van Hutter en Spies Prokureurs. Baie welkom menere. Ons kyk dan so 'n paar nuusstories wat die afgelope week nuus gemaak het en ons hoor 'n bietjie ook wat is hulle opinie rondom dit. Ek begin sommer by jou Willie. Dis nuus vir my dat Cyril dele van die onteieningswet gesê het is ongrondwetlik. Ja. Pieter, ja, baie interessante litigasie wat aan die gang is. Ek self is nou bevoorreg om as AfriForum se prokureur op te tree in die hele saage. En in my jare van betrokkenheid in die regswese is hierdie 'n ongeëwenaarde stuk litigasie wat besig is om plaas te vind. Daar 3 aansoeke gekom van 3 verskillende partye. AfriForum was een. Dan het die DA nog 'n aansoek geloods en 'n derde organisasie, minder bekend, die Vaderland Stichting, wat ook 'n aansoek geloods het om die grondwetlikheid van die onteieningswet te betwis. Nou al 3 die aansoeke gaan uiteindelik saam aangehoor word in die Wes-Kaapse Hooggeregshof. Maar die proses wat nou aan die gang is eintlik nog 'n voorlopige proses om al die klomp vriende van die hof en tussen beide tredende partye wat aansoek doen om toe te tree tot hierdie verrigtinge, se aansoeke dan te oorweeg en toe te staan. Dit sal waarskynlik hier in die laaste week van November of die eerste week van Desember plaasvind. Maar die presidentsie en sekere ander partye, staatsdepartemente het nou al begin antwoorde leaseer op die aansoeke wat geleaseer is. En die interessante is natuurlik Cyril Ramaphosa se antwoord in die eerste plek wat hy op die DA se aansoek geloods het en in die tweede plek op wat hy op die AfriForum aansoek geloods het. Een helfte, soos jy sê, is die verstommende erkenning wat hy in sy antwoord op die DA aansoek maak, waarin hy sê hy gee toe dat artikel 19, 2, 3 en 4 van die wet is ongrondwetlik. Nou 'n mens wil jou hande saamslaan en dan sê, maar Cyril, hoekom het jy dan die wet geteken? Jy is as president daarvoor verantwoordelik, jy het sekere grondwetlike verpligtinge wat jy moet nakom. Jy is gebonde aan die grondwet en jy moet jou magte in terme van die grondwet uitvoer. Daar is briewe aan jou geskryf, daar is vertoë aan hom gerig waarin die ongrondwetlikheid van hierdie wet uitgewys is voordat hy hom onderteken het. Hoekom het hy nie gedoen wat die grondwet hom toelaat om te doen, naamlik om of die wet terug te wys na die parlement toe, soos Jacob Zuma gedoen het voor hom, laat die parlement maar weer 'n slag besluit hoe om die ongrondwetlikhede te hanteer. Of as jy dan nie seker is wat is ongrondwetlik nie, het hy die bevoegdheid gehad om dit na die konstitusionele hof te verwys en die konstitusionele hof te vra om te bevestig of hierdie wet grondwetlik is of nie. Daar was 'n derde opsie en dis die opsie om doodgewoon net te doen wat die grondwet van hom vereis. En dit is om wanneer die wet geteken word, daardie ondertekening van die wet onmiddellik te publiseer in die Staatskoerant. En ek gebruik die woordjie onmiddellik want dit is ook die woordjie wat in die grondwet staan. Die Engels promptly. Wanneer die president enige stuk wetgewing teken, dan moet hy onmiddellik daardie wet publiseer in die Staatskoerant vir algemene kennis. Nou hoekom is daai onmiddellik belangrik? Die onmiddellik is belangrik want die grondwet het 'n bepaling in artikel 80 wat sê dat vir 'n tydperk van 30 dae nadat die president 'n wet onderteken het, kan 1/3 van parlementslede ook die grondwetlike hof nader en hulle kan die grondwetlike hof vra om te besin oor die grondwetlikheid van hierdie stuk wetgewing. Nie een van hierdie goed wat gedoen kon word om seker te maak dat die wet grondwetlik is, het Cyril Ramaphosa gedoen nie. Hy het die vertoë wat hom gerig is heeltemal geïgnoreer. Hy het stil, skelm op die 20ste Desember net voor die Kersseisoen het hy die wet gaan teken en toe sit hy hom weg in sy laai. En vir 35 dae daarna word daai wet nie gepubliseer in die Staatskoerant nie. Die 30 dae tydperk wat parlementslede het om dit na die grondwetlike hof te verwys, loop uit en toe publiseer hy en sê Pewe, ons het die wet geteken en hy kondig dit met groot fanfare aan. Dit is optrede van 'n president wat nie die ampt van die presidentsie waardig is nie. Ek is stom verbaas dat hy dit gedoen het. Nou dat die hofaansoeke geloods is en nou dat hy op advies van bekwame regslui hopelik optree, nou het hulle waarskynlik vir hom gesê, jong,
Ons is jammer vir jou, maar jy sal maar hierdie erkenning moet maak. En hy het toe nou die erkenning gemaak in die een eetsverklaring wat hy geleaseer het, wat hy dan sê dat hierdie 3 subartikels van artikel 19 ongrondwetlik is. Nou net om ons luisteraars in die prentjie te bring, die 3 artikels of 3 subartikels handel oor die feit dat die howe se jurisdiksie eintlik uitgeskryf word. Waar dit sê dat amptenare wat met 'n onteiening begin, kan die proses aan die gang sit, hulle kan voortgaan met die onteiening, hy word afgehandel en die onteiening is afgehandel en die arme boer of grondeienaar wat sy plaas nou verloor het, kan nou maar hof toe gaan, maar die onteiening is 'n voldonge feit, dis verby. Die logiese, die grondwetlike manier sou gewees het, daai onteiening kan eers voortgaan as die hof gesê dat hierdie onteieningsvergoedingsbedrag wat bepaal is, billik is of nie billik is nie. Nou dit staan so helder soos daglig in die wet. Ons het dit uitgewys as een van die redes hoekom ons glo dit is ongrondwetlik en hoekom hy nie die wet moet teken nie. Hy het dit nietemin geteken. As daar 'n tweede omstredenheid rondom die feit dat hierdie tydsverloop plaasgevind het van ondertekening tot publikasie. En dit is die feit dat ons het daaroor 'n kwessie gemaak, want die grondwet is duidelik, dis 'n proses wat daar uiteengesit word, 'n president teken die wet, hy publiseer onmiddellik die wet en daar is sekere tydperke wat in werking tree. Hy het gewag vir daai tydperk om uit te loop voordat hy publiseer. Ons argument is deurdat hy dit gedoen het, het hy 'n grondwetlike bevoegdheid waaroor parlementslede beskik, het hy aktief ondermyn. Hy het dit onmoontlik gemaak vir parlementslede om die grondwetlikheid van hierdie wet te gaan toets. Nou die verbasende is, hy skryf in sy eetsverklaring in antwoord op hierdie beswaar wat AfriForum geloods het in die stukke. Beweer hy in sy eetsverklaring, nee, maar die staatsdrukker is toe tussen Kersfees en Nuwejaar. Sommer net lukraak, dis die rede, omdat ons toe is tussen Kersfees en Nuwejaar, is hierdie wet nie gepubliseer direk nadat hy geteken is nie. Dis 'n infame leuen. Dit is 'n president wat myn-eed pleeg, wat onder eed 'n onwaarheid aan die hof meedeel, want die feit van die saak is die staatsdrukker sluit nie tussen Kersfees en Nuwejaar nie. Hy's op Kersdag is hy gesluit, hy's op Nuwejaarsdag is hy gesluit, maar ons het die navorsing gaan doen. Tussen 20 Desember en 31 Desember is daar 35 staatskoerant kennisgewings gepubliseer deur die staatsdrukker. 35 daarvan. Van daai 35 staatskoerant kennisgewings is 'n aantal ook ander minder bekende wette wat geteken is op die 20ste Desember en gepubliseer is voor Nuwejaar. Cyril Ramaphosa sê onder eed, die enigste rede hoekom dit nie gebeur het nie is omdat alles gesluit was vir die Kersseisoen. Daar sien 'n mens ietsie van die absolute gebrek aan integriteit wat daar by ook die president van hierdie land bestaan en die absolute roekeloosheid teenoor grondwetlike, die Engelse woord imperatiewe, grondwetlike opdragte waaraan 'n president moet voldoen as hy sy werk doen, wat hy net eenvoudig ignoreer, dit aflag en maak asof daar niks meer fout is nie. So ek dink die onthulling die naweek deur AfriForum oor wat Cyril toegegee het aan die een kant en die ander kant waaroor hy nie die waarheid gepraat het nie, is wat my betref 'n redelike waterskeiding in hierdie geveg oor die onteieningswet. Dit gaan baie interessant wees om wanneer hierdie saak uiteindelik deur die howe aangehoor te word, te oordeel wat die howe hiermee gaan doen. 'n Hof wat regdenkend hierna gaan kyk, gaan alreeds sy wenkbroue lig vir wat gebeur het en gaan reeds nie tevrede wees met die wyse waarop dit hanteer is nie. So ek dink is 'n baie belangrike mylpaal in hierdie baie belangrike geveg wat aan die gang is. Maar hierdie is nog 'n baie lang stap. Ek weet in November het jy gesê jy gaan eers bymekaar kom in die hof en dan van daar af sal dan seker dan 'n verhoordatum bepaal word wat dan eers in volgende jaar gaan wees. Ja. So hierdie gaan nog 'n baie lang stapie wees en intussen is die boere op die punte van hulle stoele want hulle weet kan die munisipaliteit ingryp en sommer net besluit dat hulle plase sommer net kan wegvat, of die regering en natuurlik ook beleggers van buite, nee, Benny. Pieter, inderdaad, weet jy, en ek dink, dankie Willie vir 'n baie, dink ek, breedvoerige konteks ten opsigte van die regskomponent van wat hier uitspeel en natuurlik weer eens die integriteitslose optrede van hierdie land se president. Dit gebeur keer op keer en oor tydperk heen het hierdie ANC-regering en hier op die oomblik die ANC geleide regering maar net eenvoudig weggekom met hierdie tipe van optrede.
Dit is asof dit nie ter sake is nie. Ons mag maar oneerlik wees, ons mag maar jok, ons mag maar in eie belang optree en nie in belang van die land nie. En dit is nou maar amper asof dit die norm word. Maar ek wil aan die ander kant van hierdie munt wil ek ook net op die tafel neersit. En dit is nie nou noodwendig hier ter sprake nie, maar die onteieningswet. Natuurlik het enige land dit ten opsigte van infrastruktuurontwikkeling, wanneer jy vir die openbare doel dit spesifiek goed nodig het om 'n dam te bou of 'n treinspoor, en ons is nie daarmee ongemaklik as jy die mense markwaarde betaal vir hulle grond nie, want dit is billik en reg. Ek onthou in die ou bestelle, die boere het so gepraat van trane geld. Dis amper so hervestigingskoste wat hulle nog 'n bedrag bygevoeg het by die markwaarde as die staat jou dan onteien vir die ontwikkeling van infrastruktuur. Dit is in belang van 'n land. Maar toe het daar 'n ding ingeglip en dit is die groot vraagteken, die grys gebied van hierdie onteieningswet, en hy glip deur. En dit is die openbare belang. Die openbare doel gefokus, openbare belang. En dan sê die grondwet, en dis nou my woorde Willie, maar die grondwet sê die openbare belang is die nasie se verbintenis tot grondhervorming en om gelyke en billike toegang tot die hulpbronne vir almal te bewerkstellig. Nou waar kan jy daar binne mee draai met 80 ossewaans? Jy kan hom so wyd gaan toepas, en dan moet ons verder gaan kyk. In artikel 25 sê hy ook nog, en dit is vir my die kommer van hierdie hele saak, is dat bates word nie tot grond alleen beperk nie. En al sal jy nou in die onteieningswet by die klousule spesifiek oor nul vergoeding, wat is die verskil tussen nul en niks, geen, maar dit nou daar gelaat, sal hulle nog praat van grond op hierdie stadium, maar die beginsel word gebreek. En Pieter, dit is die dilemma wat jy het met hierdie wet, want nou praat ons van beleggingssekerheid, ons praat van vertroue, en nou kom jy by hierdie boer, wat as hy nie gaan aanhou in infrastruktuur ontwikkel op sy plaas, investeer, belê in sy grond nie, nuwe tegnologie implementeer nie, dan gaan hy nie later meer kompeterend kan wees nie. Hy gaan nie meer noodwendig winsgewend wees nie, want in die ekonomie moet jy dinamies voortbou, jy moet belê, jy moet ontwikkel, en nou begin jy vraagtekens skep as gevolg van hierdie prosesse, die oneerlikheid, die feit dat jy met 'n wet gaan sit, en daarom sê ons dankie, ons is ook daarmee besig, en as 'n groot klomp rolspelers wat besig is, ons was 'n groot klomp wat om 'n tafel ook gesit het, AfriForum was ook deel van dit, en waar ons gesê het, hoe gaan ons hierdie ding in die begin, toe hy sy kop uitgesteek het, kollektief, met 'n verskeidenheid van aspekte doen. Litigasie is natuurlik een van die belangrikes, maar daar's nog aspekte wat gedoen word. Die gemeenskapsbewustheid van die gevaar van hierdie wet in sy geheel, om Suid-Afrika se toekoms eintlik te steel, want jy gaan nie by ekonomiese groei uitkom as daar nie beleggersvertroue is nie, as mense nie weet, maar my bate in die land is beskerm nie, hy's myne en ek kan hom verkwansel teen my keuse, of ek gaan my markwaarde kry. En daai is die vraagtekens wat nog moet bykom. Dis nie nou hier ter sprake nie, maar by implikasie, indirek, is dit eintlik vir ons 'n dierprys wat voor ook betaal gaan word. So hierdie wet is 'n baie groot onding, en hy moet keel omgedraai word. En die goed wat Willie vir ons hier uiteengesit het, is presies so, en dankie Willie, ek dink jy het dit baie netjies vir ons saamgevat. En dit is nou die werklikheid op die tafel, maar hierdie ander kant van die munt, ons kan nie dit ignoreer nie. Willie, jy het nou voor die breek bietjie vertel oor die hofaansoek wat jy ingedien het, en natuurlik die repliek wat jy gekry het van die presidentskap. Wat dink jy is die kanse vir sukses in hierdie hofaansoek, en wat gebeur sou jy wen? Ja, Pieter, daar's verskeie regslei wat altyd vir jou sê jou beste kans in 'n hof is so 50%. Enige iets kan gebeur in 'n hof. Daar's geweldig baie politiek by hierdie saak betrokke. Ek kan ook daarvan getuig uit die hoeveelheid aansoeke om tussen beide trede wat daar is. Die EFF doen aansoek om as 'n mede-respondent gevoeg te word, en hulle is met 'n verbete geveg teen al die partye besig wat hierdie wetgewing uitdaag. Dan is daar 'n hele rits eienaardige organisasies, jy weet, en tradisionele leiers en Khoisan konings en interessante mense wat ek nog nooit voorheen van gehoor het nie, wat ook na vore kom en ook 'n bydrae wil lewer tot hierdie litigasie. Een tema wat natuurlik baie sterk figureer vanuit die linkse wêreld is die dringendheid van die saak. En dan is daar 'n totale narratief wat geskep word rondom die feit dat ons is nou 30 jaar
sedert 1994. In hierdie 30 jaar is daar beperkte vordering gemaak met die herverdeling van welvaart en van grond in die land. Hierdie is 'n wet wat daardie verdelingsproses kan bespoedig. Dis 'n sterk politieke argument, maar dis ongelukkig 'n argument waarna regters heel waarskynlik gaan luister, want ons sit met 'n getransformeerde regbank. Ons sit met 'n regbank van regters wat in die vorige bedeling regslui was wat opgetree het vir mense vanuit die bevrydingsbeweging en wat vanuit daai denkraamwerk funksioneer. So dis alles faktore wat 'n rol speel. Daar is egter volgens objektiewe norme en ook hierdie baie spesifieke erkennings wat deur die president gemaak word, tog 'n relatief goeie kans dat 'n hof tog tot 'n beslissing kan kom dat elemente van hierdie wet wel ongrondwetlik gaan wees. En dan het die grondwet 'n paar spesifieke moontlikhede wat hy uitlaat. Hy kan die hof die mag gee om 'n bevel te maak dat die artikels gelees word op 'n manier dat dit bestaanbaar is met die grondwet. So die hof sê eintlik, wanneer jy hierdie artikel lees, moet jy op hierdie manier hierdie artikel lees, want hy is dubbelsinnig. Die grondwet skep 'n bepaalde bril waardeur jy hierdie artikel kan lees, en ons as die hof beveel dat hierdie artikel so en so vertolk moet word. 'n Tweede moontlikheid is dat die hof kan sê, hierdie en hierdie artikel is ongrondwetlik. Of in 'n derde situasie kan 'n hof bevind dat die geheel van die wet ongrondwetlik is. Die DA se aansoek byvoorbeeld is 'n aansoek wat die hele proses van die aanvaarding van die wet se grondwetlikheid betwis. Daar's 'n bepaalde resep gevolg en die DA se argument is dat die resep wat gevolg is om hierdie wet deur die nasionale vergadering, deur die Raad van Provinsies en deur die verskillende provinsies te sit, nie korrek nagevolg is nie en dat dit op daai basis dan ongrondwetlik is. Indien daar so 'n bevinding gemaak word, dan moet die hele wet terugverwys word. Maar daar's nog 'n stertjie by, en dit is 'n bepaling wat in die grondwet sê dat wanneer daar 'n bevinding van ongrondwetlikheid van 'n parlementswet deur 'n Hooggeregshof gemaak word, dan staan daardie bevinding as 'n voorlopige bevinding en dit raak eers 'n finale bevinding wanneer dit bevestig is in 'n daaropvolgende proses wat voor die grondwetlike hof moet dien, die konstitusionele hof. So 'n Hooggeregshof in Suid-Afrika kan wel 'n regulasie of 'n provinsiale stuk wetgewing ongrondwetlik verklaar. Maar sodra daar 'n nasionale wet ongrondwetlik verklaar word, dan is dit net 'n voorlopige bevinding wat eers bekragtig moet word deur die konstitusionele hof. So indien daar sukses is, sal daar bevestigingsprosedures volg, Engels confirmation proceedings, waar die ongrondwetlik verklaring dan deur die grondwetlike hof bevestig moet word. Indien daar 'n mislukte aansoek is ek absoluut oortuig daarvan dat die saak ten minste vir Afriforum, wat my kliënt is, belangrik genoeg is en wesentlik genoeg is, dat hulle sonder twyfel sal aansoek doen om verlof tot appel teen so 'n bevinding. So na alle kante toe is ons in vir litigasie wat nog vir maande en waarskynlik meer as 'n jaar gaan duur. So dit gaan tyd duur. Ons hoop dat in hierdie tyd verander sekere dinge, daar kan baie goed gebeur in hierdie tyd. Daar kan 'n regeringsverandering kom, daar kan so baie dinge in hierdie tussentyd gebeur, en dis hoekom ek sê baie keer moet 'n mens nie in sak en as gaan sit en dink alles is nou pikdonker, ons het hierdie slegte wet wat nou deurgevoer is nie. Ons moet maar net gewoon ons gang gaan, ons gevegte veg, ons stryd stry en probeer oortuig waar ons kan oortuig. En iewers gebeur daar 'n verandering wat jy nie beheer oor het nie, en die land beweeg in 'n totaal ander rigting. So om jou vraag te beantwoord, as die wet ongrondwetlik verklaar word, sal hy na die grondwetlike hof toe gaan vir 'n bevestiging van daai bevinding, en eers as dit bevestig is, mag die wet dalk teruggaan parlement toe om van vooraf te skryf, of die grondwetlike hof kan sekere baie spesifieke bepalings maak oor in hoe mate sekere artikels vertolk moet word. Dis in wese die proses. Pieter, net 'n vraag vir Willie. Ek dink Ramaphosa homself het nou bepaalde voorstelle gemaak, soos hy sien die wet dan nou gewysig moet word. En moet ons nie nou maar versigtig wees dat dit dalk 'n omseilingstegniek is
om nou amper te sê, man, toe maar, ons hoef nie aan te gaan met hofsaake nie. Ek het sommer self gou die ding reggemaak. Maar hoe reg is dit as hy daarmee klaar is, Willie? Waarvoor hy gevra het in sy hofstukke is dat die hof 'n bevinding moet maak dat die bril wat die hof opsit om daai artikels te lees, moet hulle sekere dinge inlees in daai artikels. En wat hulle moet inlees is dat dit eintlik van self spreek dat jy eers die hof moet nader voordat die onteiening kan plaasvind. Ons sê nee, wag, dit is nie so maklik nie. Dit is te ingrypend om net in te lees in 'n wetsartikel. Dit het al gebeur in die verlede dat die grondwet hof sê, goed, ons gaan nie 'n bepaling in 'n wet ongrondwetlik verklaar nie. Ons sê net wat daai woord beteken en as die grondwetlike hof gesê het wat daai en daai woord beteken, dan is dit nie nodig om die wet te vertolk te verander nie, want die grondwetlike hof het mos nou 'n interpretasie aan 'n bepaalde woord gegee. Een spesifieke voorbeeld is 'n baie bekende voorbeeld van die wet op regspraktisyns wat gaan oor die toelating van prokureurs en advokate. Die wet op regspraktisyns sê dat 'n persoon wat 'n prokureur of 'n advokaat word, moet 'n LLB graad by 'n Suid-Afrikaanse universiteit hê. Nou daar het nou 'n dubbelsinnigheid ontstaan, want akademia is 'n hoër onderwysinstelling, maar hy is nie 'n universiteit volgens die definisie van universiteite in die wet op hoër onderwys nie. Dieselfde met 'n verskeidenheid ander privaat universiteite wat die laaste 20 jaar tot stand gekom het. En daar het Varsity College, wat ook 'n privaat universiteit is, na die Natalse Hooggeregshof toe gegaan en gesê, maar daai aspek van die wet wat regspraktisyns reguleer, dit is ongrondwetlik. Want hy sê 'n universiteits-LLB en hy sluit daarmee privaat universiteite uit. Nou in daardie geval het Varsity College destyds voor die Natalse hof geslaag en daar is toe bevind dat daai artikel ongrondwetlik is, maar toe dit by die grondwetlike hof beland vir bevestiging, toe die grondwetlike hof gesê, nee, dis nie ongrondwetlik nie, maar ons sê dat jy kan inlees in die woordjie universiteit, ook 'n privaat universiteit, al word dit nie so beskryf in 'n ander wet nie, maar ons vertolk dit as hof. Maar dit is tipies waar jy 'n woordjie het wat dubbelsinnig vertolk word en die grondwetlike hof sê vertolk daai woord om so verstaan te word sodat dit grondwetlik kan wees. Wat hier gebeur is totaal anders. Hier is dit 'n proses wat deur die onteieningswet in die vooruitsig gestel word. Daai proses sluit howe heeltemal uit en Ramaphosa wil nou in sy antwoord hê dat die hof moet net sê vertolk hierdie proses wat howe uitsluit om eintlik te sê nee, dit sluit howe in. Dit gaan 'n bietjie ver, dit is 'n bietjie verder as wat ek dink 'n hof kan doen en daarom is ek redelik seker dat 'n regter sal baie goeie gimnastiek moet doen om hom nie te steur aan die feit dat daai spesifieke subartikels in die wet ongrondwetlik is en dat die president self dit alreeds erken het op hierdie stadium nie. So dis 'n baie interessante geveg wat voorlê en ons sal moet dophou hoe die howe dit hanteer. Dan het ons minister van elektrisiteit, Ramaphosa, met 'n baie ambisieuse plan gekom vir tot 2039. Benny, vertel ons 'n bietjie meer van hierdie plan. Weet jy Pieter, ja, jy het die regte woord gebruik, ambisieus. Ons het daarom nou al brede aankondigings gesien, maar op die einde van die dag dan moet dit by uitvoering kom. En nou het ons as gevolg van 'n verskeidenheid van beleidsaspekte oor baie jare heen, het ons nou in 'n situasie geland in Suid-Afrika dat ons met hulle sogenaamde ek wil die Engelse woord gebruik, affirmative action, het hulle kundigheid vervang met iemand van rassegronde en iemand wat naby aan hulle idioom en hulle ideologie dan beweeg. En daar sit jy nou met 'n bepaalde dilemma van kaderontplooiing in sy breedste vorm, wat Suid-Afrika eintlik oor tydperk heen in vele opsigte lam gelê het. Want daaraan kan jy nou 'n groot klomp goed koppel, tenderbedrog, in hoe mate gaan hier tenders betrokke wees by so 'n ambisieuse kragprojek. Jene Willie, wat is die syfertjies? Hoeveel nulle is agter daai ding? Dit is skrikwekkend, die bedrag geld wat hy nou hier sê uitgerol gaan word om dan nou in primêr wind en son en gas en dan kernkrag uiteindelik dit uit te rol dat hulle Suid-Afrika se totale kragvoorsiening in 'n ander idioom gaan herrangskik. My vraag lê op die praktyk. Wanneer ons gaan kyk, en nou sê hulle self daar, hulle het nou met universiteite begin praat om kundigheid en goed te kry. Suid-Afrika
het die kundigheid. In 'n groot mate het hy dit gehad en ek dink hy het dit steeds. Maar dan sit ons loop ons steeds vas met hierdie rasgedrewe beleidsrigting. Die ANC se beleidsrigting wat Suid-Afrika rig, is eintlik die meganisme wat hierdie land tot stilstand dwing. En dit is die dilemma. En ek kan nie sien dat jy binne in hierdie beleidsraamwerk enigstens gaan uitkom by die vestiging van hierdie meganismes nie, as die privaat sektor dit nie gaan doen nie. Ons sien al klaar van hoeveel privaat sektor mense het al klaar hulle eie sonpanele en hulle eie krag voorsien. Hulle maak voorsiening daarvoor, hulle gee daai erkenning. Maar dis 'n druppel in die emmer van wat ons in totaliteit van praat. Ek kan nou nie al die megawatte hier onthou van watter deel, watter waar wat gaan wees nie. Dit is omvangryk. Maar wat ek wil sê is net, dis 'n baie ambisieuse projek. Pieter, en as dit gaan seevier, dan gaan dit uit die aard van die saak vir Suid-Afrika goed wees. Vir ons in die landbouomgewing is dit 'n kritiese faktor om konstante kragvoorsiening te hê in jou koue ketting, selfs in jou spulpunt vir besproeiing. As jy daai siklus een keer breek, het jy onmiddellike verlies aan produksievermoë van jou plante. So kan ek aangaan en aangaan. In die hele landbouwaardeketting is kragvoorsiening wat konstant is vir ons 'n kritiese faktor, maar ons mag ons nie uitsonder nie. Die hele ekonomie het dit nodig. Die hele ekonomie het 'n stabiele infrastruktuur nodig waarvan kragvoorsiening 'n bitter belangrike een is. So die aankondiging, baie ambisieus, dit mag positief klink, maar die uitspeel daarvan het ek baie kommer. Hoekom? Die geskiedenis wat ons nou gesien het ten opsigte van die implementeringsvermoë wat hierdie staat vir homself geskep het, is baie na aan ontoereikend. Ons kry nie resultate nie. Ons sit van munisipaliteite wat val, ons sit in instellings wat val. As jy gaan dink, in 94 het ons 'n verskeidenheid van werkende instellings gehad wat hierdie ANC-regering ontvang het. En wat het hy daarmee gedoen? Hy het hulle in sy idioom getransformeer. En dan vra ek die vraag vandag, behalwe SARS, die belastinggaarder, want hulle het daarom 'n melkkoe nodig. Maar noem vir my een van hierdie instellings wat vandag nog effektief volledig funksioneer. Hulle is almal gedegenereer na 'n tipe van meganisme wat nie regtig diens lewer nie. Ons dink hier aan SAL, ons dink aan Denel, die poskantoor, selfs Eskom, ons kan op die ry afgaan, spoorweë, hawens. En nou is daar baie uitsprake en aankondigings wat gemaak word. Ons moet hierdie goed nou weer regkry. Maar jy het daarvoor kundigheid nodig, jy het integriteit nodig. Jy het nie mense nodig wat hulle self verryk en die stelsels plunder ten nadeel van effektiwiteit nie. Jy het produktiwiteit nodig. Jy het kundigheid nodig. Dis die aspekte wat ons op die oomblik geplunder het in die land, vernietig het, en nou kom jy met so ambisieuse projek waar jy juis 'n besonderse kundigheid gaan nodig het. Ek is bekommerd oor die uitspeel van dit en dan die beskikbaarstelling van hierdie geld. Dis nou beleggingsgeld en goed wat moet kom, presies hoe, wat, waar, ek is nie seker nie. Ek weet nie, Pieter, ek het my kommer, ek's baie eerlik daaroor, maar natuurlik sal ek saam hande klap as dit realiseer, maar dis ver in die pad af. Ek sal graag wil sien in hoe mate dit 'n moontlikheid kan wees. Ek weet nie, Pieter. Maar wat baie bekommer is, my seentjie is nou 2 jaar oud. Ons sien wat gebeur het met Medupi en Kusile. Ek meen hulle was amper 3 miljard rand oor begroting. Nou daai 2000 biljoen is 'n baie klomp geld en ek is bang dat my kinders gaan moet pa staan vir daai skuld éventueel. En wat dit natuurlik oor in Suid-Afrika en die ekonomie gaan doen. Wat is jou opinie hier rondom dit? Dit is ongelukkig, ek dink die skeptisisme wat Penny uitgespreek het is heeltemal geregverdig, presies om die rede wat jy genoem het, Medupi en Kusile. Ek was so 20 jaar gelede was ek 'n parlementslid, ek was lid van die Mineraal Energie Komitee. Op daai stadium was Medupi en Kusile in die vooruitsig gestel. Nou ek onthou ek het pas klaar gemaak met my parlementêre termyn toe die nuus onthul is dat die hele Medupi en Kusile projekte op 'n manier opgestel is. Hitachi was die groot diensverskaffer, die groot internasionale diensverskaffer, maar plaaslik was die maatskappy wat gestig is om nou die groot geld rond te beweeg, is 'n maatskappy wat ons teen die tyd die naam baie goed ken, Chancellor House. Nou as jy Chancellor House so 'n bietjie gaan ontleed, dan gaan jy sien dit is die kontantkooi van die ANC. Dis 'n maatskappy wat baie spesifiek deur die ANC daar gestel is. Hy het eintlik as 'n geleibuis van geld gedien. Staatsgeld het via Chancellor House na die internasionale diensverskaffers gegaan,
Maar uiteraard het Chancellor House 'n groot hap van daai koek eers afgeskep en Chancellor House was 'n maatskappy wat die ANC befonds het vir baie lank. Dit het later bekend geraak en toe Chancellor House se vlerke 'n bietjie geknip is, toe het ons begin sien hoe sukkel die ANC finansiëel en hoe word daar kort beslag gelê op hulle bates as hulle nie hulle skuld kan betaal nie. Maar dit het in die verlede gebeur, so Benny is heeltemal reg om te sê ons is bekommerd dat dit weer gaan gebeur. Ons is bang dat daar weer 'n Chancellor House, of as dit dan nie Chancellor House is wat die ANC spesifiek help nie, dat dit een van hierdie magdom swart ekonomiese bemagtigingsfronte is wat opgesit word deur groot tenderpreneurs wat net eenvoudig hulle lewer geen daadwerklike kundige inset nie. Sy enigste bydrae is die feit dat hy 'n kommoditeit van sy identiteit gemaak het. Die feit dat hy 'n swart entrepreneur is, maak hom geregtig om hierdie maatskappy op te rig, aanspraak te maak op wetgewing wat sê hy moet voordeel trek uit kontrakte en hy gaan sit letterlik sy spaarbusie daar neer sodat die sente daarin kan val. En ongelukkig spaar hy dit nie, hy gaan spandeer dit iewers elders. Dis die praktiese realiteit waaraan ons in Suid-Afrika aan gewoond geraak het. Dis hoekom enige regdenkende mens se maag maak draaie as jy hierdie tipe van syfers sien. Letterlik 2.2 biljoen, en die Afrikaanse biljoen is nie die Engelse biljoen nie. Dit is 1000 miljard. Jy weet, dit is verskriklik baie. Dit is 12 nulle agter daai 2.2. En dit gee vir jou 'n aanduiding van hierdie ongelooflike duur projek wat nie vooruitsig gestel word, om dan met ander woorde 105.000 megawatt, dit is dubbel die huidige kapasiteit van Eskom bykomend te lewer. Ambisieus inderdaad, nodig? Ja, dit is nodig. Vir Suid-Afrika om te groei en vooruit te gaan, moet daar surplus krag wees. Daar moet infrastruktuur wees en dit moet moontlik wees vir groot nywerhede, groot fabrieke, groot smelters, om hulle aanlegte aan te lê en betroubare, bekostigbare krag te hê. Maar om daarby uit te kom, is daar ongelukkig soveel hekkies in die pad gesit deur ondeurdagte swart ekonomiese bemagtigingsreëls, absolute korrupte sisteme en 'n regerende party wat eenvoudig net te gulsig geraak het, dat ons met goeie reg baie bedenkinge het oor die implementering hiervan. Pieter, ek wil aansluit hier by Willie en ek dink as ons gaan kyk, 'n staat en 'n demokrasie het basies twee verantwoordelikhede. Hy moet kyk na die veiligheid van die land se inwoners, met ander woorde hy moet misdaad bekamp in al sy forme. Nou as ons 75 moorde per dag het, dan is dit al klaar vir jou 'n teken, dinge loop nie reg daar nie. Nou kom ons nog nie eers by hierdie korrupsie en hierdie goed wat Willie nou sopas na verwys het nie. Met ander woorde, jy sit met 'n staat wat eenvoudig deel van die probleem is in daardie been van sy verantwoordelikheid, sy grondwetlike verantwoordelikheid. Daarmee saam het hy die verantwoordelikheid om 'n klimaat te skep waar die privaat sektor graag ekonomies betrokke wil raak en besigheid doen, winsgewend, want as hy wins maak, betaal hy belasting aan die staat, en as daardie ding reg loop, dit is hoe jy jou ekonomie groei. Dis eenvoudig. Maar Suid-Afrika faal in beide van hulle, want ons skep nie daardie beleidsomgewing waar mense graag sal wil belê nie. En dit is die groot dilemma. In Suid-Afrika sit ons oor hierdie tydperk van 94 af met 'n beleidsomgewing wat Suid-Afrika eintlik ruïneer. Hy breek hom af. Hy skep nie beleggersvertroue nie, hy skep nie 'n veilige hawe nie, hy skep nie 'n omgewing waar binne die mense graag wil besigheid doen nie, want die infrastruktuur laat jou in die steek. Nie net krag nie, maar ook al die res. En ek dink dit is die dilemma. Ek dink nie Suid-Afrika besef regtig wat is die prys wat ons betaal vir die resultate van 'n ANC-beleid nie. Dis groter as groot. Dis bitterduur. En hulle steel die toekoms van elke jong mens met hierdie beleidsomgewing waaraan hulle vashou. Hulle los dit nie. Ek stem saam. Ek dink dit klink asof Eskom beter doen, maar tog as 'n mens kyk oor die afgelope paar jaar, dit was juist hierdie krisisse en die veerkragtigheid van Suid-Afrikaners wat sonpanele opgesit het. So weet baie van hierdie krag, ons is nie meer so afhanklik van Eskom nie. Moet daar nie dan eerder bietjie meer wetgewing verslap word nie, Willie, om dan eerder meer mense op sonkrag te kry en dan laat die Eskom se Hendrina kragsentrale eerder dan fokus op industriële kragvoorsiener en Absoluut, ek dink vir enige regdenkende mens lê die antwoord in deregulering. Ongelukkig vir ons huidige regering lê die antwoord altyd in die skryf van ekstra regulasies, want jy het nou die voorbeeld genoem. Eskom het tot 'n groot mate sy moeilikheid minder geraak
as gevolg van 'n gemeenskap wat net eenvoudig opgestaan het gesê het ons sit self sonpanele op. Ons begin self krag opwerk op beperkte skaal. So 'n klomp gemeenskapsinisiatiewe, plaaslike, individuele, privaat inisiatiewe het die las van die nasionale kragnetwerk verlig en Eskom eintlik op 'n manier gedeeltelik uit die moeilikheid uitgehelp. Hoe reageer die staat daarop? Die staat reageer daarop deur te sê, nee, maar nou gaan ons 'n heffing begin plaas op mense wat sonpanele het. Ons gaan nuwe regulasies skryf om baie duur ingenieursverslae te vereis. Daai ingenieur moet weer aan sekere swart ekonomiese bemagtigingsvereistes voldoen en daar gaan sekere heffings geplaas word op die gebruik van elektrisiteit wat van die son afkom. Nou dis nou die Engelse spreekwoord daylight robbery. Sunlight robbery is letterlik wat daaruit voortspruit waar 'n regering eenvoudig kom en hy sê hy gaan 'n belasting plaas op iets wat jy gratis kry, gratis gebruik en daarvan meer maak. So ja, die teorie is absoluut waar. Die regering behoort jou eintlik te beloon deurdat jy sy werk minder maak. In Suid-Afrika werk die logika ongelukkig omgekeerd en is daar altyd 'n geneigtheid om dan weer 'n nuwe regulasie te skryf. Meneer, ek wil graag afsluit. Weet, ons hoor nou elke dag in Suid-Afrika van diefstal en steel, maar vir die buiteland is dit dalk nie so vanselfsprekend soos hier in Suid-Afrika nie. As mens kyk nou hoe groot nuus dit was toe hulle nou in die Louvre ingebreek het en gesteel het. Wat het hulle gesteel, Benny? En nou weet jy, dit is baie interessant wat nou daar gebeur het en ek dink dit is 'n fyn beplande strategie deur hierdie kriminele wat dit gedoen het, want hulle het dit gedoen net nadat die dag se verrigtinge oopgemaak is. Met ander woorde, ek aanvaar alarmstelsels was afgesit van die besoekers kan inkom. En hulle het net eenvoudig met 'n vragmotor met 'n leer daarin geklim, wat eintlik vir die verskywing van meublement en goed gebruik word, soos ek verstaan, en hulle het net eenvoudig ingeklim en hulle het dit oopgesny en hulle het 'n verskeidenheid van juwele en dit is regtig waar ou juweelstukke, krone van ou koninginne van jare terug. Jy weet, en ek het nou nie die lysie van wat als gesteel is nie, maar omvangryk. Hulle het blykbaar een van die krone wel teruggekry, beskadig. Maar my vraag is net, as iemand nou so iets steel, dis tog nie iets wat jy by 'n pandjieswinkel kan gaan verpand nie, maar die mense gaan onmiddellik weet dit is die gesteelde goed, want dit gaan nou publiek wees. So dit is iets wat ek dink amper dadelik na die swartmark toe moet gaan, wat in die ongewenste wêreld van dwelm en smokkel dalk daar as 'n waarborg sal kan dien, jy weet, ten opsigte van die afbetaal van wat ook al. So wat gebeur met sulke goed as jy dit nou steel? Dit is nie iets wat ek kan rondwys en enige plek kan gaan verkwansel nie, want dit is nie hoe dit werk nie. Ek bedoel, die wêreld gaan onmiddellik op jou toeslaan. So dit is vir my 'n baie interessante ding wat daar gebeur het. Die ding het implikasies. Ek dink vir Frankryk veral, as jy daardie tipe van kultuurskatte in 'n plek wat jy aanvaar altyd eintlik baie veilig is, ek wil amper sê so eenvoudig kan verloor, dan vra dit vraagtekens en ek dink die Franse mense het klaar begin vraagtekens vra. Ek sien as mense wat klaar sê die regering moet aangekla word vir diefstal van die mensdom en ek weet nie wat als nie. So sulke goed steek nou sy kop uit, nê, wat hy ook kan verstaan, want jy verloor kultuurskatte. En ek dink party mense het nie erns oor die kultuurskatte nie, maar party mense het erns en daai goed is miljoene werd wat nou daar gevat was. So dis 'n baie interessante situasie daai. Hoe hy gaan ontsluit en of hulle die mense gaan vang, ek weet nie. Dit is vir my nou 'n oop vraag. Ek weet nie, Pieter. Ja, miskien moet hulle maar by ons kom leer. Jy weet, ons maak replikas van Paul Creer. Net vir ingeval hy dalk nou weet iets oorkom, jy weet so. So sit die replika daar en gaan steek die ander een in 'n kluis weg, so Ja. iets. Ek hoor jou. Dit is my interessant die verskynsel van diefstal van kuns. Ek het nou maar ook maar uit die koerantberigte en die nuusberigte gehoor dat die Mona Lisa is 1911 gesteel uit dieselfde museum uit en 20 jaar later teruggevind. En dieselfde was daar in 1983 'n groot diefstal ook by dieselfde museum. Die betrokke kunskatte is 20 jaar later in die vroeë 2000s is dit teruggevind. Hierdie is nou die derde so groot rooftog daar. En ek is geneig om met Benny saam te stem. Ek is nie presies seker wat gaan die diewe nou maak met hierdie goed nie. Soos ek verstaan is dit nou 'n kroon van koningin Eugenie aan die een kant, aan die ander kant juwele van Napoleon se eggenotes. Weet nie of dit nou 'n halsnoer van Josephine is of wat ook al die geval is nie, maar absoluut iets wat onvervangbaar is. Dis tog nie iets wat opgesmeld kan word en vir die goudwaarde of vir die stene daarin herverkoop kan word nie.
Die waarde lê eintlik in die feit wat dit was en waar dit vandaan kom. My vermoede is iewers in die toekoms gaan dit weer uitgesniffel word, na vore kom, maar ek kry amper die indruk dat die diewe van groot kunswerke by museums soos hierdie doen dit nie noodwendig omdat hulle kriminele is nie, hulle doen dit omdat dit een of ander tipe van 'n avontuur is wat die verbeelding aangryp. Ek kan aan geen ander rede dink nie, want die ding is vir hulle niks werd nie. Ja. Jy gaan dit nêrens kan verkoop nie. Ja, dis die program Fokus vanaand. Baie dankie dat jy saam geluister het. My gaste vanaand Benny van Sail. Baie dankie Benny dat jy hier was. Hoofbestuurder van TLI Suid-Afrika en natuurlik Willie Spies van Hurter Spies Prokureurs. Was lekker om julle te gesels vanaand. Dankie ook vir Pinaar wat vir ons in die kontrolekamer in die ateljee vir ons uitgehelp het en natuurlik Dian wat vir ons die video produksie gedoen het. Tot volgende week.